Liewe Dak, ek skryf maar aan jou, want ek het niemand anders om voor te skryf nie, as ek daaroor dink. Het is moontlik om alleen te wees en dit nie eens te weet nie. Moontlik om jou kind by die skool te gaan haal. Te waai as jy hom sien, die kar deur vir hom oop te hou sodat hy kan inklim. Moontlik om kos vir jou man te maak en te vra hoe die dag was. En geduldig te wag met jou borduurwerk dat hy antwoord. Is moontlik om voor die TV bo oor jou bril te loer na die skerm en deur die lens na die steke. Hoe het julle nie met mekaar gepraat nie, voordat daar TV was? Het ons seun Kobus een aand gevra, net nadat hy teruggekom het uit Amerika. Isak het niks gesê nie. Ek ook nie. Ek het nie dadelik gesnap wat Kobus bedoel het nie. En later, toe ek dit wel snap, was ek spyt dat ek nie gelag het nie. Want as daar een mens was wat die twee van ons aan die praat kon kry, was dit Kobus. Vir Kobus het Isak altyd tyd gehad. Altyd geluister as hy iets te sê het. Kobus was die brug tussen ons twee. Vandat hy gebore is, totdat hy weg is Amerika toe. Ag, wat praat ek dan nou? Lang daarna nog was hy 'n brug. Het moet 'n verskriklike las wees om op 'n kind se skouers te sit. Toe Kobus in Amerika was, het hy min geskryf, maar ek het nooit die briewe self oopgemaak nie. Altyd gewag dat Isak huis toe kom. Hy was so onhandig. Partymal kon hy nie eers 'n waad lemoen gesny kry nie. So teen die tyd wat hy die koevert klaar opgeskeer het en die brief uit die koevert gehaal het, het dit gelyk asof 'n kind dit in die hande gehad het. En dan het hy die brief probeer lees. En dan eers ontdek dat hy nie sy leesbril op het nie. Hy het die een leesbril altyd by die kantoor gelaat en die ander een was by die huis. En dan is dit 'n geskarrel en 'n gesoek en 'n geskree om die een bril wat by die huis iewers lê in die hande te kry. Skree was nie regtig sy manier van doen nie. Maar as ek daaroor dink, weet ek regtig nie wat sy manier van doen was nie. Was ons altyd vreemdelinge vir mekaar? Of het ons vreemdelinge vir mekaar geraak? Teen die einde het ons amper nie meer gepraat nie. Hy het sy sport op TV gehad. Ek het my maar besig gehou met die borduurwerk. Party mense sê dat hulle kinderdae onthou asof dit gister was. Maar vir my voel niks meer as wat dit maar net gister was nie. Die waarheid te sê, nie eers gister voel vir my asof dit maar net gister was nie. Ek hoop nie jy gee om dat ek vir jou skryf nie. Groete, jou buurvrou Magdalena. So lief as wat Kobus en ek vir mekaar is, praat ons maar min. Hy bel maar min en
kuier net elke tweede Sondag as hy hier aankom met een of ander dierwinkelkoek. Lank nadat hy weg is, eet ek nog daaraan. Sê nou maar net, hy kom hier aan. Sy winkelkoek staan nog half geëet in die yskas, maar ek sit vasgebind in 'n stoel. Dood van die honger. Die koerante is deesdae heeltyd vol van ou mense wat so aangeval word. Ek hoop nie ek word een van hulle nie. Gister was so lekker geweest. Totdat ek van Mavis gehoor het. Kobus het gistermiddag hier aangekom. Maar sy kleindogter is beroemd, het hy gesê. En vir my 'n CD gewys. Sy dogter Camilla is voorop. Sy het 'n wit kortmou blousie aan en 'n paar jeans. Sy het 'n willebos hare. Haar hande is in haar sakke en daar's 'n ring deur haar naaltjie. Is haar nie seer nie, wou ek weet. Lees daar, sê Kobus en hy wys my die rugkant van die CD. Die letters is deur mekaar. Groot en klein letters, alles gemeng. Dit het my 'n ruk gevat om dit te lees. To my parents and my ouma Max. En net daar raak ek skoon oorstelp oor die kind wat ek maar 2 of 3 maal in my lewe gesien het en wat Amerikaans praat en met wie ek net oor Kersfees en verjaardae praat. En sy het haar plaat aan my opgedra. Hoekom sou sy nou dit doen? Het ek vir Kobus gevra. Dit staan daar binne, het hy gesê in die boksie oopgemaak. Gelukkig was die letters daarom nie so deur mekaar soos buite op nie. Dit was 'n storie oor hoe die polisie eenmaal haar pa oor die kop geslaan het met knuppels terwyl hy musiek speel. Die konsert was glo 'n protes teen die polisie in die townships. O, vader, die besigheid met die polisie en Kobus onthou ek so goed. Ek het myself doodgeskaam. Die besigheid was al die koerante vol, tot oor see. Gelukkig was Isak al dood, want anders het hy beslis 'n hartaanval gekry. Kobus het altyd sy mond vol gehad toe die Wittes nog regeer het. Ek wonder wat voel hy as hy hoor van sulke goed soos wat nou met Mavis gebeur het. Hy is stoepstil. Ek wou gaan tee maak, maar toe lui die foon. Dis Mavis se dogter. Liewe Dak, ek is bang. Dood bang. Gister het hulle vir Mavis Potgieter aangeval. Haar vasgebind, haar huis leeggedraai en alles in haar kar gepak. Toe hulle klaar was, het een van hulle omgedraai en haar met die vuis begin slaan. So hard dat hy haar valstande binne in haar mondstukkend geslaan het. Haar loseerder het haar daar gekry toe hy by die huis kom. Wie sal my hier kry as ek so aangeval word? Tak, sal jy die polisie bel as iemand my aanval en vasbind aan die stoel? Kobus het later die aand gevra of ek nie by hom wil kom bly nie. Nee, het ek gesê, wat as jy weer wil trou? Maar hy het gesê, hy sal nie weer trou nie. Toe het hy my die vreemdste storie vertel. Hy het al vir 12 jaar lank 'n affair met 'n getroude vrou aan. Hulle het mekaar glo al probeer uitlos, maar hulle kan nie van mekaar af wegbly nie. Sy het 2 kinders en haar man weet nie daarvan nie. So niemand kry seer nie, het hy gesê. En wanneer hulle eendag groot is, het ek gevra. Haar kinders is klaar groot, maar sy het al 'n kleindogter. Niemand kry seer nie, ek beloof vir my.
Ek wonder of Isak en die vrou wat destyds haar oorbel in ons kar vergeet het, ook gedink het niemand kry seer nie. Kobus het die aand in die spaarkamer geslaap omdat hy my nie alleen wou los nie. Toe ek vanoggend wakker word, opstaan, toe is hy weg. Liewe Dak, ek het lanklaas geskryf. Ek's jammer, maar deesdae is ek die hele tyd vreeslik bedrywig. Kan nie tot 'n rus kom nie. Mens bly maar aan die gang. Winkel toe, in die tuin, tee by Mywes, leeskring, Bybelstudie. Maar die eintlike rede hoekom ek nie geskryf het nie, was dat die skryfblok weg was. En toe ek vanoggend verby die klein boekrakkie in die gang loop, lê die skryfblok daar. Groot en breed, asof dit vir my wil sê, okay, nou kan jy maar weer begin skryf. Simpel. Seker nie meer simpel as om hier te sit en briewe skryf aan 'n dak nie. Maar dit is tog vir my sinvol. Amper soos die spit en die saai en die knip in die tuin. En jy sien hoe die blomme begin blom en die bome hulle blare kry en verloor. So op 'n mens se knieë in die blombeddings lyk die wêreld nogal anders. Verlede jaar het ek en Mywes oorgebly by 'n bed and breakfast plek in Franshoek met 'n pragtige tuin. Die tuin was oor die 200 jaar oud. Het is in die Kaap waar mense al langer as 350 jaar bly. Hier in Johannesburg is alles so bloedjonk, of stokoud, of platgeslaan. Mijn kampmentaliteit het my ma altyd gesê. Hierdie stad is nie meer as 50 jaar ouer as ek nie. As hy 'n mens was, kon hy nog geleef het. 'n Ou man met 'n kierie en 'n bril, 115 jaar oud. Wel heel haalbaar in die tyd en dae van brille en pille en eysterlonge. Hulle sê, mense raak al hoe ouer. Ek weet nie of dit altyd 'n goeie ding is nie. Partymal word ek wakker, maar ek sien wragtig nie kans vir die dag wat voor my lê nie. Mag die Here my stil en my slaap wegneem. Ek wil nie vermoor word nie. Ek wil nie beroerte kry nie. Ek is bang vir siektes. En ek wil nie doodbrand in my bed nie. En ek wil nie in die grond en weg verdwyn soos daai mense destyds in Carletonville nie. Die koerante het geskryf hoe die mense en hulle kinders aan die dieftralies gestaan en ruk het terwyl die huise aan die grond en wegsak. Ek onthou die kleurfoto's. 3 oranje-rooi takke wat onder 'n sinkgat wegval. Hulle sê die myn het al die water uitgepomp en toe kon die dolomietgrond nie meer die huise hou nie. Jy weet, Dak, niks wat ek ooit in die koerante gelees het, onthou ek soos daai besigheid nie. Nie die einde van die groot oorlog nie, nie die Koolbroek mynramp nie, die dokter Verwoerd se moord nie, nie daai dokter wat doodgeslaan is met grawe in Soweto met die opstande nie, nie eens die bus wat met daai kinders in die Westdeendam geval het nie. Niks onthou ek soos daai takke onder in daai sinkgat nie. Dieselfde kleur as jy. Wie weet,
Miskien het ek jou nie sommer net gekies nie. Miskien is jy deel van 'n groter onthou. Maar dit besef ek nou vir die eerste maal. Daar is dinge wat mense onthou sonder dat jy onthou dat jy dit onthou het. Anna. Eers ek met Isak getrou het ek my tweede naam begin gebruik. Isak het homself vir Anna geskaam. Te kom vir 'n amptenaar in die departement van justisie se vrou. Anna. Of jy hom nou van voor af lees of van agter. Alkant selfkant. Nis my pa se tram. Een middag het ek in Braamfontein op die tram staan en wag na skool. Tram het gekom. Dit was nie sy gewone roete nie. Ek het gemaak of ek hom nie ken nie. Dit was warm. So warm dat jy die straatteer kon ruik. Die son het geblink op die tramspore. Tram hou stil. My pa is agter die kontroles. Dit was glad nie sy gewone roete nie. Ek het gemaak of ek hom glad nie sien nie. My pa glimlag. Ek staan net. Mense begin opklim. Ek kyk weg. Ek staar die vertes in. Tot verby die fietswinkel onder in Jorisenstraat. En dan lui die klok. En my pa se tram trek weg met 'n swaar meganiese sug. Daardie aand kom my pa huis toe. En soos elke aand reik hy na Chris en tramstaal. Hy hou sy arms na my toe uit, soos elke ander aand. Ek druk my gesig in sy bors in. Die metaal van sy tramdrywerswapen is koel teen my wang. Ek kan hom nie in die oë kyk nie. Nie een van ons sê 'n woord nie, of wat gebeur het nie. Nie toe nie. Of ooit weer nie. Sou Kobus hom ooit so vir my geskaam het? Liewe Dak, hoe meer ek aan jou skryf, hoe meer onthou ek. Die ding van my pa en seun wat albei klavier speel, val my nou vir die eerste maal op. Ek en Isak het vasgeglo dat dit 'n gier is wat sal oorwaai. Hy meer so as ek, want klavierspeel is mos geen werk vir 'n man nie. Maar toe Kobus klaar studeer het aan Wits, is hy hier weg met 'n beurs na Amerika. 2 jaar later is hy getroud met 'n vrou 12 jaar ouer as hy. Sy pa wou die afstuipe kry. Kort na hulle troue het hulle 'n dogter gehad. 7 jaar later was hy terug in Johannesburg. Camilla is my enigste kleinkind. Sy en haar ma woon nog steeds in Boston. Ja, dit het alles al 15 jaar gelede gebeur. Kobus woon nog steeds hier en skryf musiek vir die rolprente. Dit was moeilik vir my en sy pa om dit te aanvaar. Ek dink sy pa het hom dit ooit vergewe nie. Nou nie, dat hulle ooit regtig
oor die weg gekom het nie. Hulle was pas uit. Asof hulle van verskillende planete afkom, verskillende tale praat. Ja, jong. Pa's en seuns, ma's en dogters, mans en vrouens. Die Vader weet alleen hoe ons ooit oor die weg kom. Of dalk is dit alles net 'n klomp uitgedinkte nonsens. Daar is tye wat ek so naby aan Kobus voel. Soos wanneer hy klavier speel. Sy musiek lig en streelend soos die hande van 'n minnaar, wat ek nooit gehad het nie. Is dit sonde? Onnatuurlik en vreemd om sulke gedagtes te hê, terwyl jy na jou seun se musiek luister. Te dink oor dit wat ek nooit geken het nie. Mans wat sag en teer, soos die mans in die rolprente is. Mans wat jou saam met hulle vat, en jou laat voel soos 'n vrou moet voel. Soos die boeke sê 'n vrou moet voel. Want self het ek dit nog nooit ervaar nie. Die orgasmes en ekstases waar die tydskrifte so aangaan. Maeve sê altyd, orgasmes was nog nie uitgedink toe sy laas seks gehad het nie. Partykeer wil ek vir iemand vra, is dit waar? Is dit hoekom mens aanhou om aan die liefde te glo? In die hoop dat dit met jou ook sal gebeur? Hoe is dit dan dat ek my lewe lank leef en nooit hierdie dinge kon ervaar nie? Hoe is dit dan dat my lyflike beperk is, was deur dit wat bo op my kom lê en in en uitstamp, woordeloos? My instemming strek self net so ver soos my bene wat oopgaan. Sy oë toe, of starend na die patrone van die muurpapier bo my kop. Ek self sien na die lampkap vol vleemis is. Sou dit anders gewees het met Rey de Jesus? Hy het my op my ooglede gesoen. Maar die Portugese is slegte mense, het my pa gesê. My vervlakste pa. My pa die tramdrywer. My pa had gedink het hy is beter as ander mense. Dit was toch te lekker Vrydagaande wanneer die viswinkel vol was omdat die katholieke nou nie daai tyd op Vrydagaande vis mocht geëet het nie. Rey se ma en pa agter die toonbank. Sy ouma kon net Portugees praat, maar ons het van mekaar gehou. Ek en Rey was aartappels vir die chipskilmasjien. Groot, vet, geel, wit aartappels van Bethel se wêreld. Jou susters dra goue kruisies in hulle ore. Ons lag en skil aartappels dat ons later nat is van die sweet. Maar toe, een aand, wag my pa op die kafeestoep. Hy begin skel. Rey se pa kom kyk wat die lawaai is. My pa stuur my weg, ek wag oor kan die straat. Rey se pa en my pa skel op mekaar. Ek sien, jy protesteer, Rey.
Maar jou pa en my pa skree jou mors dood. Ek sien jou pa lig sy hand as vir jou gaan klap. As ek hom weer saam met jou sien, is hy dood, het my pa gesê. Hy een soen op die ooglede, die eerste vloer van die Robertslaan bus. Was seker ook nie veel van 'n affair nie. Maar Vrydag aan in daai geel lig en die Funchal se fish and chips. Het ek jou lief gehad, Ry. Kom met jy my nou so maklik laat gaan. Of sou dit ook maar dieselfde verloop gehad het, liewe Dak. Sou ek ook maar eendag lank verby my vleur iemand anders se oorbel en Ry de Gees se kar gekry het. Liewe Dak, laasnag het die honde verskriklik geblaf. Jy het dit seker ook gehoor, of hoe? Ek is seker jy was 'n vreemdeling op die werf. Het gebeur so elke nou en dan. Hulle het nog nooit probeer inkom nie. Snuffel net altyd by die buitekamers en die garage rond. Maar een nag is een nag. Ek was so bang. Met my vinger op die paniekbutton het ek gelê en wag dat 'n venster moet breek. Maar selfs in daai oomblikke van doodsangs was ek meer bekommerd oor wat die bure gaan dink oor die honde wat so raas, as die feit dat iemand deur die venster gaan klim om my te beroof en te vermoor. Skielik onthou ek nou 'n grappie wat Isak vertel het by een van sy werkerspartytjies. 3 nudiste mans staan kaalgat om die vuur, sê Isak. Hy staan met sy rug na my toe, hy sien my nie. Ek staan agter hom met 'n bak vol vleis. Een van sy vriende maak keel skoon. Isak kyk oor sy skouer, glimlag verleë. Ek wag, maar hy praat nie verder nie. Die grappie van die 3 nudiste mans is nie vir my nie. Deel van sy wêreld, waarin ek nie plek het nie. Ek wonder die een wat haar oorbel in die kar gelos het, die grappie van die 3 nudiste mans gehoor het.
wonder of sy daai aand by die braaivleis was. Kom dit my nou skielik pla, weet ek ook nie. Maar dit krap en dit krap soos 'n stukkie droë brood wat in die keelgat vassit. Na al die jare laat dit my nog naar en verniederd voel. Ek wens ek het die moed gehad om vir hom te vra. Hey, wie se vervlakste oorbel is dit die? Ook sommige vloekert soos hulle dies daar op die televisie maak. Hey, wie se fucking oorbel is dit die? Ek wat praat nie. Dis die gin. Ekskuus grootbaas. Nog 2 glase en ek bel vir ry. Liewe Dak, ek het skoon vergeet om jou te vertel. Vanoggend bel 'n vrou met 'n Amerikaanse aksent. Ek was skoon verward. Tammy, sê sy, Kobus se vrou. Sy is hier in Johannesburg en bly by hom. Ek wonder wat sê Kobus se getroude girlfriend nou, dat sy ou vrou by hom in 'n aanhuistuis is. Sy het toe vir my kom kuier. Ons het net hier gesit. Sy's 'n mooi vrou. Sterk gesig. Groen oë. Kort, reguit grys hare. Toe hulle getroud is was sy 38, Kobus 26. Nou is hy 49 en sy 61. 12 jaar ouer as hy en 13 jaar jonger as ek. Sy het lekker gelag oor ek nog nie Camilla se CD geluister het nie, omdat ek nie 'n CD-speler het nie. Sy het gesê ek het 'n mooi tuin. En mense met mooi tuine maak hulle kinders goed groot. Ek was verbaas om te hoor dat hulle nog getroud is. Dat hulle nooit geskei is nie. En toe vertel sy my van die kanker. Dat dit al so versprei het, dis te laat. En sonder om te dink, knoop ek my blouse los. Maak my buustelyfie los. Vals is het uitgeval. Sy het niks gesê nie. Net oorgeleun om mooi te kyk. Liggies aan die littekens geraak. Niemand het dit nog ooit vir my gedoen nie. Isak kon homself nie eers so ver kry om daarna te kyk nie. Ek het altyd bly hoop dat hy my eendag daar sou soen. Maar hy het nie. Toe Isak my die eerste keer gevra het om te trou, het ek nee gesê, sonder dat ek eers daaroor hoef te dink. Hy was nie seker of ek 'n gek skeer nie, maar toe hy besef dat ek ernstig is, het hy sy kop geknik, maar hy het ook nie opgehou om by my te kuier nie. Ek was te jonk, het ek gedink, ek het pas klaargemaak op Normaal College. Die wêreld het vol moontlikhede voor my gelê.
Ek was glad nie haastig nie. My ma was 20 toe ek gebore is en sy het haarself nooit vergewe nie. Ek dink ons het almal 'n kaart binne in ons. Dat ons weet waarheen ons op pad is. Miskien was daar 'n halfhartigheid of 'n huiwering, 'n infleksie in die manier waarop ek nee gesê het wat vir Isak laat besef het, dit is net 'n kwessie van tyd voor ek ja sê. Twee jaar later het ek ja gesê. Selfs terwyl ek ja gesê het, het ek gevoel asof ek 'n fout maak. Ons was in die agterjaard van die Jakob so lank as die treinspoor. Besig om aprikose te pluk vir my ma om konfyt te kook. Sy jy moet my trou. Isak se stem deur die blare geklink. 'n Trein met vensters vol lig het aan die onderpunt van die jaard verby gerammel. Ek wonder waarheen daai trein op pad is, het ek gevra. Durban toe, het Isak gesê. En jy gehoor wat ek vir jou gevra het? Ek het my kop geknik. Wil jy ek moet jou weer vra? Nee. Nee, jy gaan nie met my trou nie. Of nee, ek hoef jou nie weer te vra nie. Nee, jy hoef my nie weer te vra nie en ja, ek sal met jou trou. En toe het ons die mandjies opgetel en teruggestap na my pa en ma se huis toe. Tammy en Kobus het my gisterand kom oplaai vir 'n konsert deur Argentynse musikante. Ek moes op die kaart gaan kyk om myself te herinner waar Argentinië presies is. Hoe klein word 'n mens se wêreld nie soos jy ouer word nie. Ek kan nie eers onthou wanneer laas ek na donker uit die huis uit was nie. Toe Tammy en Kobus aankom, sien ek is heeltemal geoverdres. Eers het ek gedink om die goue handsakkie by die huis te los. Maar ek kon nie. Wat sou ek met my losgoedjies maak? Maar toe die Argentyne opkom toe, besef ek is glad nie overdressed nie. Al vier het aandpakke aangehad. Die een het glad 'n handgeknoopte striptas gedra. Miskien was dit omdat hulle 'n paar tangos gespeel het, maar daar was 'n danserigheid in die lug wat my laat dink het aan Vrydag aande by die Coconut Grove. Die dansmusiek van my tyd, toe mense nog mekaar vasgehou het as hulle dans. En aangetrek het vir die okasie. Die musiek het my gedagtes laat gaan. Ek het die man onthou wat my leer dans het. Nie sy gesig of sy naam nie, net hoe ek in sy arms gevoel het. Mense het gesê hy is verwyfd, maar ek het nie omgegee nie. Hy het my laat voel of ek sweef. Ek het vir Mywes gebel. Maar sy praat net oor die mans wat vir haar aangeval het. Jonk, met gladde velle. Die reuk van hulle lywe en hulle soet aftershave. Mywes het my nou so ophol met haar praatjies.
Ek het 'n simpel droom gedroom oor die mense van daai simpel seepie wat ek elke aand kyk. Liewe Dak, later, nadat hy my 'n sherrytjie gegee het ek Kobus van die voetspore in die blombedding vertel. Kobus het gesê dis tyd om hierdie huis te verkoop. Hy sal 'n agent bel. Daar by hom is daar 'n aftreeoord met woonstelletjies. Op pad huis toe sal hy daar aangaan en vir brosjures vra. Ek het my kop geknik. My lewe in hierdie huis is verby. Ek moet gaan. Ek sal jou mis. Maar is beter so. Groete, jou vriendin Magdalena. Tammy is toe terug Amerika toe. As afskeidsgeskenk het sy vir my 'n CD-speler gebring. Ons het tee gedrink. En sy het weer oor haar kanker gepraat. Dat dit in haar ruggraat is en dat die prognose swak is. Ons het stil gebly. Het so gesit. Verlang. Sonder die nodigheid om te praat. Kobus het haar kom haal. Ek en Tammy het mekaar vasgehou. En toe hulle so saam wegstap, toe sien ek sy pa in hom. Miskien vir die eerste keer in my lewe, want hulle lyk glad nie na mekaar nie. En toe skielik verlang ek na Isak. En ek besef, dis tyd dat ek om daai oorbel in die kar vergewe. Nou, toe nou. Hier kry ek nou die CD wat Kobus 'n paar jaar gelede gemaak het. Ek onthou die keer toe Kobus vir die burgemeester van Johannesburg gespeel het en die SAIK dit direk uitgesaai het. Toe was hy jonger as wat ek nou is. Ek en hy in sy pa se foto was in die vaderland.
Liewe Dak, ek het nog so baie om te doen. Kobus stuur die vervoermense môre om my goed te kom haal. Ja, dit is nou die laaste keer. Vanoggend, toe ek met my oggendtee en ouma beskuit in die eetkamer kom, kon ek my oë nie glo nie. Hulle was besig om jou groen te verf. Ek sweer dis jappies wat jou gekoop het. Ag wat. Hulle kan jou seker maar die kleur verf wat hulle wil. Ek Woef!